Ons groet u vir almal vanmôre vanuit 'n koue Pretoria op Mannedag, Vadersdag. En ons vertrou dat u vandag die oggend saam met ons gaan geniet. Ons praat vandag om stil te word voor die Here. Verlede week het ons gepraat oor die profetiese woord. En in die week toe praat die Heilige Gees met my. Toe sê hy vir my, ek is besig om die perde voor die kar in te span. Ek begin, want ek is besig met die gawes van die Gees. En toe wys die Heilige Gees my daarop, ek begin met die profetiese gawe. Maar ek moet begin by Jesus, ons beginsel, ons geloof, ons anker. En vanaf dit beweeg ons na die profetiese gawes. So ek gaan nou terug. Ek het nie vanoggend dan 'n gawe nie, ek gaan nou terug na die basis toe. En van daar af gaan ons dan die gawes behandel. So die basis is om stil te word voor die Here. Dis die basis. Want vanuit hierdie stil word voor die Here, ontvang ons die verskillende gawes. Toe verstaan ek wat die Heilige Gees vir my probeer sê. Ek kan nie inval en sê, dis die gawes nie, as ons nie leer om stil te word voor die Here nie, want dis wanneer ons stil word voor die Here en oopmaak vir die Here, wat die Here die gawes losmaak in ons. In die mate wat ons oopmaak, in daai mate sal ons die gawes ontvang. So ons skriflesing is Johannes 10, vers 27, 28 en 29. Kom ons lees dit saam. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Hou dit so. Hierdie is belangrik. My skape, met ander woorde gelowiges, luister na die stem van God, en hulle ken hulle, en ek ken hulle, die skape, en hulle volg my. Met ander woorde, as ons luister na God se stem, dan sê die Here, ek ken hulle, met ander woorde, hy kom, en hy bly in ons geesmens, en hulle volg my, want hy bly in ons gees, en ek gee hulle die ewige lewe, die versekering, dat ons nooit verlore sal gaan nie, tot in ewigheid nie, en dan die wonderlike, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Met ander woorde, die beginsel, as ons aan God behoort, dan beskerm hy ons, en ons sal gevestig bly in hom. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. So ons kry die bevestiging, dat God kyk na sy kinders, en niemand sal ons uit die hand van God kan ruk nie. Al gebeur wat met ons bly geanker in God. So vandag gesels ons om stil te word voor die Here. Ons weet uit ervaring, as ons Bybel lees, dan sien ons daar dit gebeur, en ons weet ook uit ervaring, dat God praat met ons vanaf die vroegste tye. Vanaf die vroegste tye het hy met Adam en Eva in die paradys gepraat, en as ons so deur die Bybel gaan, Ou Testament, Nuwe Testament, dan sien ons dat God insprake in mense se lewens gelewer het, op unieke wyse. Selfs vandag nog praat God met ons. Sy stem het nooit weggeraak nie. As jy 'n kind van die Here is, dan gaan jy deur die krag van die Heilige Gees voortdurend God se stem in jou binneste ervaar. God gee ons 'n vermoë om geestelik ingeskakel te wees met hom. So as jy 'n wedergebore kind van die Here is, dan is jy geestelik, ek wil nou die woord connect gebruik, ons is geestelik ingeskakel met God, deur die kragbron van die Heilige Gees. En omdat ons geestelik ingeskakel is, werk God in ons bewussyn, in ons geesdimensie, en is ons 24 uur ingeskakel met God, op grond van ons wedergeboorte, op grond van wat Jesus aan die kruis gedoen het, op grond van ons stand in die Here. In die mate wat jou stand in die Here is, in daai mate is jy ingeskakel in jou bron.
Nou vandag praat God op verskillende maniere met ons. Hy praat met ons in ons sielsdimensie, met ander woorde in ons geesdimensie, in ons geesmens. Jy weet soos jy weet, die Here praat nou met jou, of die Here is besig met jou, of jy voel die teenwoordigheid van God, want dis in jou geesdimensie. Die Here praat in ons gedagtes met ons. Ons almal beleef dat die Here met ons praat. Op watter manier ook al sal God kom en hy gee inspraak in ons gedagtes. Dan in ons emosies. God beheer ons, as ons onder beheer van die Heilige Gees is, dan neem die Heilige Gees beheer oor ons emosies. As ons nie onder beheer van die Heilige Gees is nie, dan is ons self in beheer van ons emosies, en wat maak ons daarmee? 'n groot gemors, want dan reageer ons op impulse. So nou is ek kwaad, en nou is ek vriendelik, en nou is ek gaaf, en nou is ek woedend. So dan beheer ons emosies ons. Maar wanneer die Heilige Gees beheer neem van ons lewe, wanneer hy in beheer van ons lewe is, dan bring hy onder die beheer van die Heilige Gees, dat ons reg kry om in krisissituasies ons emosies te kan beheer, want wat doen ons? Ons gee die krisissituasie vir die Here, en die Here deur die Heilige Gees, ons het nou gesê, die Here praat deur ons siel, ons gedagtes, emosies en wil. So 'n krisissituasie gee ons vir die Here, en die Here werk daarmee deur die Heilige Gees, of hy versterk jou, of hy kalmeer jou, of hy kalmeer jou opponent, of wat die Here ook al in die situasie doen. Maar dit is altyd beter in 'n krisissituasie om te sê, Here, ek oorhandig hierdie situasie aan U, want dan gaan die Here ingryp en help, en dan maak jy nie staat op jou eie emosies nie. So beskik elke mens ook oor 'n plek van stilte. In elke mens se geesdimensie lê daar 'n plek van stilte. Ons beleef hierdie stilte as daardie wat ons sê 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek weet nie of julle al dit beleef het, dat daar net 'n vreedsaamheid, 'n stilte, 'n bewussyn van God se bestaan in jou kom lê het. En toe ek dit skryf, toe dink ek daaraan, partykeer in die gejaagde lewe beleef mens dit nie so direk, as wanneer jy op vakansie is, en jy staan op 'n berg, en jy kyk so oor, en jy kyk en jy sien die grootheid van die skepping, of jy's by die see, en jy kyk oor die see, of jy's net in jou erf, en jy sien jy die pragtige blomme, en jy sien God se skepping, dan kom lê daar 'n stilte, 'n vrede in jou, wat net van God kan kom. En daarom sê hulle, dis 'n vrede, wat alle verstand te bowe gaan, want partykeer het jy nie regtig op daai oomblik, daai vrede in jou gemoed nie, maar as God skep het, omdat jy sy skepping waardeer, maak hy jou stil, om net stil te word voor hom en voor sy skepping, om dit te beleef. Ons kan alleenlik God se skepping, God se teenwoordigheid beleef, as ons stil word voor hom. Ons kan nie God se teenwoordigheid beleef as ons heeldag hardloop en werk en in ons werkdoenig is en vanoggend opstaan en aantrek en werk toe gaan en en by die werk jaag om alles klaar te kry, van daar af jaag ons huis toe, by die huis jaag ons om dit te doen te kry, dat gedoen te kry. Jy gaan nooit van God se teenwoordigheid bewus word as jy nie stil word voor God nie. God word in die stilte, onthou dit, God word in die stilte van ons gees ervaar. Ons moet stil word. Daarom sê die woord van die Onse Vader vir ons, in der waarheid, behels die volgende Vader, kom op jou knieë, kom word stil, en kom praat met my as Vader, Onse Vader wat in die hemel is.
Laat u naam geheilig word. Ek kan nie sien, dis 'n kind wat tot 'n Vader praat, maar dis in stil wees en vertroue wat ons in 'n gesprek met God kom. Hoekom is dit belangrik dat ons moet stil word voor God? Want ons kan nie met die Here in stilte in gesprek wees, dat ons gees kontak maak met sy gees, as daar nie 'n stilte is nie, want in hierdie stilte word daar 'n koneksie plaas, vind daar 'n koneksie plaas van gees tot gees. En dis belangrik dat ons daai koneksie van gees tot gees in ons eie lewe elke dag ervaar. Iets wat ek beleef het. Ek dink nou 'n liedjie wat ek met my kinders daar gesing het. As die storms om ons woed, kom skielik by my op. Ek weet nie of julle daai liedjie geken het nie. Sommige dae dan is daar storms wat om jou woed. En tog as jy gaan bid en jy ervaar die vrede in die stilte in die Here, dat jy net God met hom stil raak en net begin bid en in sy teenwoordigheid, dan gee hy vir jou daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Te midde wat om jou aangaan, al die krisisse, al die teleurstellings, al die bekommernisse, wat ook al, gee hy vir jou daardie vrede wat nodig is vir ons om koneksie te maak met God. As ons nie daardie vrede ervaar en nie daai kontak met God maak nie, beteken dit twee goed. Dit beteken jy staan in jou eie krag en jy funksioneer in jou eie krag. Nou ek weet nie of julle dit al beleef het nie, ek het al beleef dat ek impulsief dinge besluit. En dan besluit ek, hoor hierso, nou moet ek vinnig spring en hierdie ding doen, en die saak is nie deurgebid nie. En dan dra ek die gevolge van hierdie impulsiewe besluit, wat nie deurgebid is nie, en dan laat die Here my aan myself oor, en dan moet ek die saak deursien. En dis in sulke tye wat jy besef, weet jy wat, ek kon 'n kwartier gespaar het en teruggegaan het en net by die Here gehoor het, is dit die regte ding? Is dit wat ek moes doen? Is dit wat ek moes sê? Moes ek so opgetree het? Want baie keer misluk 'n situasie omdat ons impulsief toetree en nie terugstaan en eers by die Here hoor, is dit wat werklik op God se hart lê vir ons nie. Nou wil ek vra, hoe leer ons God se stem? Hoe leer ons God se stem ken? Hoe leer ons sy hartklop ken vir ons? Hoe leer ons hoe God voel oor ons? Hoe God dink oor ons? Hoe God funksioneer na ons toe? Ons kry die wonderlike teksvers Johannes 10 wat sê, die skape ken die herder se stem. So voor jy besluite neem, voor jy toetree om 'n besluit te maak, voor jy gedagtes wil uitwerk oor sekere situasie, gaan na Johannes 10, want Johannes 10 sê, die skape hoor die herder se stem en hulle volg sy stem. Is interessant om op 'n skaapplaas te kyk, dat as die herder praat, hy maak sekere geluide, kluk, 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 en dan kom hulle, want hulle weet die herder se stem, as hy sê kluk, 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 beteken dit, nou gaan hulle kos kry. So dieselfde met ons, voor jy toetree, in watter situasie, leer die herder se stem ken, want dan bly jy 24 ure in gesprek met hom. God praat elkeen met ons op 'n unieke manier. Hoekom? Want God ken elkeen se persoonlikheid. En omdat hy ons persoonlikheid ken, weet hy om op 'n sekere manier met elkeen te praat. Nou, hy praat in ons geesmens, maar hy praat met jou, ek wil amper sê, op jou vlak, op die manier. Ek hoor die Here praat met my. Ek weet wanneer die Here my praat. Ek kan net weet as ek bid en ek word stil, dan hoor ek hoe God goed met my deel. Dit kom lê in my gedagtes. Maar partykeer ek het nou die dag bestuur.
En ek kom by 'n verkeerslig, maar die verkeerslig is groen. Maar hy is toe nie meer baie lank groen nie. En duidelik hoor ek hoe sê die Here vir my, stop nou. Ek hoor hoe die Here vir my sê, stop nou. En toe ek stop, toe het hy oorgeslaan. So sou ek gery het, en die ander ou het begin vinnig weg. Jy weet die jong manne, ref die kar en kyk hoe vinnig kan hulle weer wegkom. En ek besef dat God is so groot, dat hy met ons praat, om ons te beskerm, en dat hy ons beskerm in alle opsigte, as ons net ons geesmens oopmaak, om sy stem te hoor. En dan wil ek ook vir u sê, ons vra te min vir die Here, Vader, wat is u wil in hierdie saak? Wat ons maak ons eie mind op, ons maak ons eie besluite, ons neem ons eie besluite, en ons dink dit is 'n good idea, maar dit is nie altyd 'n God's idea nie. En daarom is dit goed om 'n tree terug te gee, en te wag op God, sodat jy 'n volmaakte God's idea kan kry, veral as jy belangrike besluite moet neem. Dan neem 'n tree terug, maak so, jy sê, Here, ek haal nou die emosie uit my hart uit, en ek sit hom daar neer. Ek haal die emosie uit my hart uit, ek sit hom daar neer. Nou gaan ek sonder emosie 'n besluit neem, en nou vra ek, Abba Vader, dat u deur u krag, want u sê, u praat met ons tot in ons hartsmens, dat u met my sal praat, en dat u in hierdie tyd aan my sal openbaar wat u wil sê. Ons kyk op watter maniere praat die Here met ons. Ons sien hy praat in ons sielsdimensie, ons het dit gesê, in ons geesmens. Hy praat in ons gedagtes. Hy praat in ons emosies. Aan die ander woorde, hy kalmeer jou. Hy neem die aggressie wat in jou is, neem hy weg, of die besluitloosheid wat in jou daar kan lê. Kom die Here en hy neem die besluitloosheid weg, sodat jy tot 'n besluit kan oorgaan wat sy besluit is. Hy lê dit ook in ons wil, wat ons toelaat om te luister na God, en wat ons in ons eie wil funksioneer. Die gevaar is, as ons in ons eie wil funksioneer, dan moet ons weet, ons gaan die konsekwensies dra van ons eie wil. So dit is beter om in God se wil te funksioneer, as om te dink, wag, hierdie dinge draai nou te lank, ek gaan 'n besluit neem. Ek moenie 'n besluit neem nie. Wag liewer 'n dag langer en sê, Here, wat sê u vir my? Want dit moet ons vandag vir mekaar sê, God is nooit haastig nie. Jy lees nêrens dat Jesus gehardloop het nie, nêrens nie. Ek het eendag gekyk en gedink, lees ons dat Jesus haastig was, dat Jesus gehardloop het, dat Jesus vinnige plan gemaak het en goed, ons lees dat hy gewag het op die Vader. Dat ons moet leer om te wag op die Vader ten opsigte van elke besluit, of ons hier gaan bly en of ons Lesotho toe gaan trek, en of ons Kaap toe gaan trek, of waar ons heen gaan, dat ons by die Here sal hoor, wat God se soewereine wil vir my is. Want God het sy eie tydskedule. En dis iets wat ek moet erken vir ons as mens, 'n moeilike beginsel is om te verstaan, dat ons funksioneer op God se tydskedule. Op God se tydskedule is daar 'n tyd en 'n saak vir elke situasie. En dat ons, as ons in God se tydskedule bly, binne elke situasie, dan weet ons is onder sy beskerming, onder sy beskutting. Moenie uit God se tydsbeskutting uitbeweeg, omdat jy oorhaastig is nie. Ek het al foute gemaak, omdat ek oorhaastig was, of oorhaastig dinge gesê, want in oorhaastigheid kan mens 'n verkeerde besluit maak, omdat jy 'n emosionele besluit maak, en nie 'n godsbesluit maak nie. Hoe leer ons God se stem ken? Deur sy hartklop te leer ken. Die skape ken die herder se stem. God praat met elkeen van ons op 'n unieke manier.
omdat hy ons persoonlikheid ken. Nou, party mense is haastige mense. Hulle wil vinnig oplossings kry, hulle wil nie wag nie, hulle wil nie hana nie. Dit moet nou 'n oplossing, daar moet nou 'n besluit geneem word, daar moet nou toegetree word. En in dit kan 'n mens baie foute maak. Al is jou persoonlikheid so, dan is dit belangrik dat jy leer om te wag. Daar is 'n ding, soos God se tyd is die volmaakte tyd. As jy beplan om 'n ding te doen, dan gaan terug en sê, Here, wys my wat u beplande tyd is, u volmaakte tyd, wat u plan met my lewe is, dat jy nie impulsief toetree, because it's a good idea, but it's not a God idea. Waak om te besig te wees. Ons moet waak dat ons te besig is om die stem van die Here te kan hoor. Want wanneer ons, dit moet ons vandag leer, wanneer ons leer om elke ding wat ons doen, terug te staan en te sê, Here, hierdie besluit wat ek neem, is dit die regte besluit? Wat in my geesmens moet ek optel? En dan sal die Here jou waarsku of die Here sal 'n amen in jou gees is. So wat ek vandag vir jou wil sê, leer om 'n tree terug te tree en net vir die Heilige Gees kans te gee om 'n amen op 'n besluit te sit, sodat jy weet soos jy weet, God is in hierdie saak. Ek maak nie 'n verkeerde besluit nie, ek maak nie 'n impulsiewe besluit nie. Sommer in alledaagse lewe moet ons weet. Baie keer vra ek myself af, moet ek nou dorp toe gaan of moet ek later dorp toe gaan? En dink nie, ek sal later dorp toe gaan. En dan bel iemand wat 'n behoefte het met 'n nood. As ek dorp toe gegaan het, het ek nie my foon saamgevat nie. Kan nie sien dat God met klein besluite baie keer ons lewe rig, dat ons regte besluite neem. Hoekom? Sodat hy daardeur verheerlik kan word en dat ons in ons besluite beskerm word, want God beskerm ons ook. Iemand het nou die dag vir my gesê, weet jy, sy was met haar selfoon besig en sy wou oor die straat loop en sy let nie regtig op nie, want sy is nou met die gestrek besig. Maar dis of sy let nie op nie en sy sê, sy beleef die Here sê stop en toe sy kyk, toe is die verkeerslig rooi en sy sou gestap het, want sy fokus op haar telefoon. So ons moet bedag wees dat ons die stem van die Heilige Gees kan leer ken. Kom in God se rus, leer om stil te word voor die Here. Wanneer jy 'n belangrike besluit moet neem, wanneer jy moet besin oor 'n saak, en jy weet nie wat jy moet besluit in hierdie saak nie, wil ek vandag vir jou sê, los die besluit. Kom in God se rus. Tree terug en kom in God se rus. Wanneer jy in God se rus is, sal hy op die regte tyd die saak vir jou oopmaak. Maar ons as mens is haastig. As ons mind opgemaak het oor 'n saak, ons gedagte opgemaak het oor 'n saak, dan wil ons dit nou doen, ons wil nou toetree, ons wil nou die saak hanteer, die saak doen. Nee, leer jouself om in God se rus in te beweeg en vra, Here, wys my presies, waarna moet ek oplet, wat wys u rondom hierdie saak, dat jy weet as jy toetree, dan maak die Here jou pad gelyk. Hy gee vir ons in die woord die versekering, as ons in sy weë bly, sal hy ons paaie gelyk maak. En hy kan net jou pad gelyk maak, as jy hom gevra het om saam met jou te gaan, sodat hy jou pad gelyk maak. As jy ingaan en doen, kan jy nie kom en sê, Here, maar u het nie nou my pad gelyk gemaak nie. So weet, dit is belangrik, en om elke dag te sê, Here, leer my om u stem te hoor, om dit op te tel, op watter manier die Here ook met jou praat, sodat hy jou paaie vir jou gelyk kan maak. Daar was 'n dogter, ek gaan nou naam noem, sy is 'n baie bekende skrywer, Rihanna Skeepers. Ek het vir haar skool gehou, en sy het ons kinders opgepas, ons in die aandfunksies gehad het.
En so het sy eendag met my 'n gesprek gevoer, en haar ouers was baie godsdienstig. Van die godsdienstigste mense wat ek ken. Jy kon die heerlikheid van God op hulle gesigte sien. Dis min mense wat ek ken, as jy hulle ontmoet en jy sien hulle, dan weet jy, die heerlikheid van die Here is in hierdie mense. Nou, haar ouers was so. En sy sê, haar ma het haar geleer om te kniegie staan. So as sy bid en sy staan op haar knieë, dan het haar ma haar geleer, as sy klaar gebid het en amen gesê, dan moet sy op haar knieë bly staan. Sodat sy kan hoor wat die Here vir haar sê. Want anders is ons gebed net 'n monoloog. Here, help my met dit, Here, gaan met dit, Here, kyk na hierdie saak, Here, help my met dit, Here, baie dankie vir dit, Here, laat die naam geheilig word, amen. So alles wat ons wil, maar ons gee nooit kans vir die Here, die Heilige Gees, om met ons te praat nie. En dit het altyd by my bygebly wat sy gepraat het, dat haar ma sê, hulle moes ten minste 6 minute op hulle knieë bly staan. En sy sê van kleintyd af het hulle geleer om die stem van die Heilige Gees te onderskei, hoe die Here met hulle praat, deur net stil op hulle knieë te bly staan, oogies toe, en hulle gee die Here kans om met hulle te praat. Vandag wil ek vir jou sê, ons bid so en ons laat alles aan die hand van die Here oor en dan staan ons op. Maar wanneer kry die Here kans om met jou terug te praat? As jy nie kniegie staan en vir hom tyd gee om met jou te praat, sodat in jou geesmens die antwoord kan kom, of in die woord die antwoord kan kom. Want baie keer praat die Here met my deur die woord. Ek het 'n ou Bybel wat uitmekaar val, maar ek is vreeslik lief vir die Bybel, en as ek berei ek uit hierdie Bybel, en my oudste seun het gesê, hy wil eendag hierdie Bybel erf. Toe weet ek is uit nuuskierigheid hoekom hy die Bybel wil erf, want ek het oral name van die kinders en datums en van situasies en goed, het ek op, wanneer ek nood gehad het en die Here my geantwoord het, dan het ek die situasie neergeskryf en die datum. So, jy kan amper my trek rekord sien, as jy deur my Bybel werk, waardeur die Here gegaan het, vir wat 'n kind ek wanneer gebid het, vir watter situasie ek gebid het, wat ook al, my hele trek rekord is in hierdie Bybel aangeteken. En agterin het ek, wanneer ek profeties woord gekry het, wie die woord gegee het, watter datum, watter jaar, alles, so jy kan presies my lewe, kan jy in daai Bybel sien. En ons moet verstaan, die Here praat op verskeie maniere met ons. Hy praat met ons in ons gedagtes, hy praat met ons in ons emosies, hy praat in ons geesmens, hy praat deur sy woord, hy praat soms deur iemand anders, maar ek wil vandag vir julle sê, waak om impulsiewe besluite te neem, waak om net jou dag in te gaan, sonder om te hoor by die Here, wat bepaal hy vir jou vir hierdie dag, wat is sy hart vir hierdie dag, wat sê hy vir jou vir hierdie dag, dat ons leer om te kniegie staan. Nou ek en Johan kan met ons, my knievervangings en sy knie wat op pad is vir 'n vervanging, en hy sê nee, maar hoe ook al, ons kan nie meer op ons knieë gaan nie, maar ek sê, hoe jy maak, of jy stil sit, met die Bybel op jou skoot, in jou studeerkamer, waar ook al, kom net en word net stil, kniegie staan, voor die Here, dat die Here kans kry, om in jou geesmens met jou te praat, dat jy amper 5 minute, 6 minute, net sê, Here, praat met my, wat lê op u hart vir my vir hierdie dag? Want ons is so met 'n eensydige kommunikasie besig, dat die Here eintlik nie kans kry om ons te bekragtig, te versterk, te bemoedig, nuwe waarhede in ons gees te plant of iets nie, want ons is net met 'n same oud besig. Ons lees 'n stukkie, bid 'n stukkie en verwag die Here sal vir ons sorg, and that's it. Dis nie waar uit Christendom bestaan nie. Dis 'n 2-rigting kommunikasie. So ons moet vir die Here kans gee om met ons te praat. Die vraag ontstaan, hoe herken 'n mens die Here se stem?
Hoe leer ons die Here se stem? Jy kan nie die Here se stem leer ken as jy in 'n konstante verhouding met die Here is. As 'n man en vrou getroud is, maar die man trek Griekeland toe en die vrou is in Suid-Afrika, maar hulle is getroud, wettiglik getroud. Maar hy bel sy lovey net 1 keer in 6 maande en hy sê hallo, gaan sy dadelik sy stem uit? Nee, want sy hoor sy stem maar baie min. En dit geld met die Here ook, as ons die God kans gee om voortdurend inspraak in ons geesmens te lê nie, met ons te praat, te kommunikeer, dan leer ons nie om sy stem te onderskei nie. Ons moet in 'n geestelike volwassenheid opstaan, deur woord te lees, te bid, maar ook in te leer om te kommunikeer met God, om gesprek te wees met God, dat ons ore besny, ons gees besny, dat ons stem, God se stem kan ondersteun. Elkeen van ons praat met die Here op 'n unieke manier. Ons moet dit vir mekaar sê. Elkeen praat op 'n unieke manier met die Here. Hoekom? Want ons persoonlikhede verskil. So jy praat met die Here op grond van jou persoonlikheid en op grond van jou verhouding met die Here. Party praat op 'n afstand verhouding met die Here, party praat op 'n naby verhouding met die Here, party praat op 'n vader-kind verhouding met die Here. Wat jou verhouding met die Here is en wat jou persoonlikheid, op grond daarvan gaan jy toetree. Sien jy hom as jou Vader en Jesus Christus as jou saligmaker, of sien jy hom as die God daar ver en jy praat met hom daar ver en die Here sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek, die Here, sal vir julle rus gee. So God wil naby ons wees, hy wil nader aan ons kom, hy wil vir ons rus gee, hy wil vir ons antwoorde gee, vir wat ons soek, maar dan sê hy, kom na my toe, kom na die Here toe, sodat hy vir jou antwoorde kan gee. Dan begeer ons almal om in die gawes, ons gaan nou volgende week kyk na die gawes van die Gees, ons almal begeer om in die gawes van die Gees te funksioneer. Wat dit beteken, as ek hier staan en ek sê môre almal, en daar's nie 'n preekstoel voor my nie, is ek reg om te preek? Nee, glad nie. Nou ons doen dieselfde. Ons wil die gawes ontvang sonder dat ons in 'n regte verhouding met God staan, sodat ons, as ons die gawes ontvang, in 'n regte verhouding met hom is. Ek kan nie hier preek sonder die woord en sonder my inligting nie, want dan preek ek uit Markie uit. Kan julle verstaan? Nou preek ek uit Markie uit. Maar as ek teruggaan en ek laat God toe om deur my te praat, dan kan God met ons almal praat, dan kan die Heilige Gees werk. So ons kan nie die gawes ontvang as die Heilige Gees nie werksaam is in ons. Want wat is die gawes? Die gawes is God se spreekbuis na die mensdom toe. Gawes is deur om met jou te doen. Gawes is nie 'n gawe na jou toe nie. As jy 'n gawe wil ontvang, moet jy weet, jy word God se spreekbuis na die wêreld daar buite. Jy kan nie God se spreekbuis, ek kan nie met julle aangaan, ons kan nie verder preek oor die gawes van die Gees, as God se Gees nie 'n waarheid in ons gees maak nie, as ons nie sekerheid oor saligheid het nie, as ons nie die regte stand in die Here het nie, as ons nie weet wie ons in die Here is nie, as sy heerlikheid nie in ons is nie, as ons nie Gees vervuld is nie, dan kan ons nie in die gawes funksioneer nie. Wat 'n gawe beteken, ek hoor by die Here en ek bedien jou met 'n gawe. Dis 'n gawe. Dit is van hier af na iemand anders toe. En jy kan dit alleen doen as jy in die regte verhouding met God staan. Ons kan nie oor die gawes spreek en ons staan nie in 'n regte verhouding met God nie. Dis waarom die Here my gekeer het en gesê, stop dit Martie, jy kan nie
oor die gawes spreek en jy maak nie seker dat ons almal in die regte verstandhouding met God is, dat ons weet wie ons in Christus Jesus is, dat ons gewederbaar is deur Jesus Christus en dat die Heilige Gees in ons woon en dat ons waaragtig wedergebore kinders van die lewende God is, dan kan die gawes deur ons werk. Wat is die doel van die gawes? Sodat jy goed voel oor jou gawe? Glad nie. Die doel van gawes is om God te dien. Om God se hande en voete te wees. Om God te dien. Om uit te reik na God toe. Na die mensdom toe. Om namens God sy verteenwoordiger hier op aarde te wees. Dis die gawes en dit is die voorreg wat God ons gee as gelowiges om sy hande en voete en sy mond hier op aarde te kan wees. Ek sluit af. Geestelike groei. Ons geestelike groei hang niks van God af nie. Glad nie. Ons geestelike groei hang glad nie van God af nie. Dit behels 'n gewilligheid om in 'n verhouding te wees van ons kant met die lewende God, sodat ons bruikbaar kan wees vir die lewende God. Dan word ons 'n bruikbare wessel tot eer van die Here om in die gawes te kan beweeg. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek het so baie in my lewe gedink dat die gawes behels net om 'n bruikbare instrument in u hand te wees. Maar toe ek hierdie preek voorberei, Vader, het dit so diep in my gees kom lê, dat u nie net gewilligheid soek nie, maar dat u 'n diep verhouding soek. Dat ons in so 'n koneksie met u moet wees, dat ons presies u stem kan hoor, want alleenlik as ons u stem hoor, kan ons 'n werktuig in u hande wees, deur watter gawe u goed dink om vir ons elkeen te gee. En ons sê vir u dankie, Here, dat u ons as instrumente kan gebruik, dat u die mense hier op aarde nodig het, om u instrumente te kan wees, en dat u ons bekwaam maak daartoe, dat dit niks uit onsself is nie, maar dat u ons bekwaam maak om dit te kan doen. Ons eer u daarvoor. Amen. Amen.